Vader en Seun beperk, die hemelse bestuursorde. Ek weet die onderwerp van die godheid is vir baie mense moeilik om te verstaan, want reg deur die eeue was mense so gekondisioneer dat die woord een, of met ander woorde Echad, een beteken, en daar is niemand anders nie. Nou volgens die skrif is jy en jou vrou ook een, maar ons sien julle is dan twee persone. Maar julle moet as 'n eenheid saam funksioneer, want as julle as 'n eenheid funksioneer, is julle 'n koninkryk wat dan nie verdeeld is nie. En as ons na die woord een, dit wil sê Echad, gaan kyk, dan sien ons heel eerste die woord properly united, first. Nou interessant word Yeshua as die eerste of die eersgeborene genoem. Alike, all together, anything, every, few, first, highway, other, some, together. Klink die woord Echad een werklik na een entiteit? As die Ou Testament in Psalm 45 vers 8 sê, U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het o God, U God gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. Nou baie mense wat nie die eenheid van die godheid verstaan, verag hierdie vers en sê dit was die dag toe Dawid gesalf was. Maar die Nuwe Testament in Handelinge 10 vers 38 en Hebreërs 1 vers 9 verbind dit direk met Yeshua. En dat die Vader hom gesalf het as koning. Vandag vir die wat nou nog soekend is, want ons moet eers die koninkryk soek en dan die geregtigheid en alles sal vir ons oopgaan, wil ek probeer om met prentjies te verduidelik hoe die Vader die Seun verhef en verhoog het en oor alles aangestel het. En dit is die rede vir hierdie titel van hierdie studiestuk vandag, die Vader en die Seun beperk, die hemelse bestuursorde. Kom ons gebruik 'n pa en 'n seun in besigheid vandag. Die pa was eerste daar. In die geval met die godheid het die oue van dae geen begin en geen einde nie. Daar is geen begin van sy ontstaan nie. Maar as ons kyk na die lig wat Yeshua is, dan sien ons in die begin, die oue van dae Adoel aangespreek en beveel dat dit wat is, sigbaar uit Adoel gebore moet word. Interessant, hulle sê dit wat is. Wat sê Yeshua? Hy sê, ek is die brood van die lewe, ek is die ware wingerdstok. Voordat Abraham was, is ek. So die ek is kom nou nogal baie keer voor. So dit wat is, sigbaar uit jou gebore word. En so het die groot eon wat 'n onmeetlike tydruimte is, en die lig uit Adoel voorgekom. Dink nou mooi hieraan. Yeshua, die lig en die groot eon wat 'n onmeetlike tydruimte is. En wat bring Yeshua? Hy bring die ewige lewe. En as ons van die boom van die lewe eet, sal ons vir ewig lewe. Dan sien ons ook die lig wat die hele skepping dra, wat die oue van dae ten doel gestel het om te skep. Klink dit bekend? En dit is wat Paulus bedoel met Kolossense 1 vers 16, want in hom, in Yeshua, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dis sien ons twee entiteite alreeds daar, die lig wat gegenereer of voortgebring was en die vaderlike wese. En as ons kyk na Psalm 2 en Handelinge 13 vers 33, sien ons daardie dag, dit wil sê vandag, die eerste dag was die Seun gegenereer gewees. En hier het tyd dag 1 ontstaan. Maar die aarde was nou nog nie geskape gewees soos ons in Openbaring van Henog 11 kan sien. Maar nie soos in Genesis 1 nie, wat blyk dat die aarde voor die lig Yeshua ontstaan het nie. As ons nou dink die Openbaring van Henog is verkeerd en Genesis is reg, kom ons kyk na Spreuke 8 vers 23 tot 25. Hier sien ons is hierdie entiteit, soos ek gesê het, die lig Yeshua geskape of gegenereer gewees voordat die wêreld of die aarde, berge ensovoorts geskape was. Dis bevestig Spreuke 8, Openbaring van Henog 11 se weergawe. En raai wat? Yeshua bevestig dit ook self in Johannes 17 vers 5. Hy sê, en nou Vader, verheerlik my by Uself met die heerlikheid wat ek Yeshua gehad het, wat ek by U gehad het, voordat die wêreld was. En so bevestig die profeet Micha dit ook self. En let wel, hierdie heerser se dae is van die voortyd van die ewigheid af. Interessant, in Johannes 17 vers 5 sê Yeshua, hy het hierdie heerlikheid gehad voordat die wêreld was. Nou watter eer en heerlikheid het Yeshua gehad voordat die wêreld was? Nou as Micha praat van 'n heerser van die voortyd, het Yeshua hierdie eer en heerlikheid gehad as heerser van die begin af?
Hou in gedagte wat Hebreërs sê van Yeshua, dat hy gister en vandag dieselfde is, let wel tot in alle ewigheid. Nou kom ons kyk waar het Yeshua hierdie eer en heerlikheid gekry? Want ons het gesien dat die Vader Yeshua al in die Ou Testament as koning gesalf het. En as daar nie tyd by die oue van dae is nie, wanneer was Yeshua dan as koning aangestel gewees? Nou in Hebreërs 1 vers 6 sien ons weer, en wanneer hy die eerstgebore in die wêreld ingebring het, sê hy, en al die engele van Elohim moet hom aanbid, vir Yeshua aanbid. Maar nou kan mense dink, dit is toe Yeshua gebore was in die vlees en dalk die dood oorwin het, dat die engele hom nou eers moet aanbid. Maar kyk nou gou na vers 5, let wel, vandag het ek u gegenereer. En ons het mos nog gesien wanneer daai vandag was. En dit was die dag voor die skepping. Maar anders sal ek dan weer sê, toe Yeshua aan die vlees gebore was. So kom ons gaan gou terug na Openbaring van Henog 11. Nou hierbo het ons al reeds gesien hoe die lig uit Adoil uitgekom het, en toe het die Vader die lig voortgebring, natuurlik Yeshua voortgebring, was hy daar gegenereer gewees. Nou voor Yeshua was daar geen God, let wel, geformeer gewees, en na Yeshua sal daar ook nie een weer wees nie. Die ouwe van daar was reeds daar. Hy was nie geformeer of voortgebring gewees nie. Nou kyk nou mooi na vers 12. En ek het vir myself 'n troon geplaas en daarop gaan sit. Maar aan die lig, Yeshua, het hy gesê, gaan hoor op en vestig jouself hoog bo die troon. Wie se troon? Die Vader se troon. En wees 'n fondament vir die hoër dinge. Want bokant die lig, bokant Yeshua, is daar niks nie. Let wel, die lig Yeshua, die Seun is hoër geplaas as die Vader se troon self. En let wel, Yeshua is die fondament vir hoër dinge. Dus daar is Yeshua al reeds verhef en verhoog en bo alles aangestel, en dis wat hy self bedoel het om hierdie eer en heerlikheid weer te hê wat hy gehad het voordat die wêreld was. Dis bevestig Yeshua die apokriewe boek van die Openbaring van Henog hoofstuk 11. En so is Yeshua oor al die engele aangestel, en al die engele moet Yeshua aanbid, want daar is hy voor hulle in die wêreld of heelal ingebring gewees, en al die engele moet Yeshua aanbid. Kom ons kyk nou na die prentjie. Die Vader was daar van ewigheid af. Hy het geen begin nie. Nou sê hy, laat die lig voorkom. En die lig met die ewige lewe, die groot eon, het tevoorskyn gekom. Nou die Vader het homself 'n troon gemaak en daarop gaan sit. Maar toe sê hy vir die lig, gaan hoor op, en hy stel hom aan oor alles. En die lig Yeshua is 'n fondament vir al die hoër dinge. Dit wil sê, hy is alles en almal se hoof. Die aarde was daartoe nou nog nie gewees nie. Sy heerskappy is van ewigheid af, van die voortyd af. En Yeshua kry die eer as seun van Elohim en nie die ander engele nie. Yeshua is hulle hoof en koning oor alles. Nou in die boek van Openbaring, hoofstuk 1, dan sien ons hou Yeshua die 7 sterre in sy regterhand. Sterre verwys na die engele, en daar is 7 hoofaartsengele, maar hy hou hulle in sy hand. Dit wil sê, hulle is onder sy bevel, want al die engele moet hom aanbid. Hoekom? Want hy is hulle hoof. En hier sien ons die name van al die aardsengele. En onder hierdie engele is daar weer ander engele, en onder hulle is dan daar skepsels en nasies onder hulle. Nou hierdie goddelike rangorde kan ons vergelyk met 'n besigheid. Die seun het so sy pa reg en geregtigheid lief. Sy hart is in hierdie besigheid in. Sy broer het nie hierdie passie vir hierdie besigheid nie. En bo dit alles is die seun ook die eerstgeborene. Dit wil sê hy is die Vader se oogappel. Die seun het alles van die besigheid geleer by sy vader. Alles wat hy gedoen het, het hy die Vader sien doen. Hy is ook so kreatief soos sy vader en is 'n kunstenaar naas hom. Spreuke 8 vers 30. Nou voordat die pa die besigheid begin het, was sy seun daar, en die pa het sy eerstgeborene vir die besigheid voorberei. En dit was lank voordat daar een persoon vir die maatskappy kon werk het. Toe sy pa begin het om sy besigheidplan op te trek, toe was die seun al reeds daar. Nog voordat die fondasie van die fabriek gelê of die eerste baksteen gepak was die seun daar, saam met sy vader. Hy het die hele besigheid volkome geken, want hy was van die begin af saam met sy vader betrokke by elke aspek daarvan.
Nog voor die eerste werkers aangestel is, het hy reeds met vreugde uitgesien na die dag wanneer mense deel sou word van hierdie onderneming. Hy het homself verlustig in die werkers, nie as 'n afsydige bestuurder nie, maar as 'n seun wat saamwerk, onderrigting gee, lei en self die voorbeeld stel, nie net om gedien te word. Met blydskap het hy hulle ingelei in hierdie besigheid, sodat hulle kon leer deur sy teenwoordigheid, sy werke en sy karakter. Dis hou hy daarvan om sy mense onder hom te dien. In die begin het die vader as eienaar van die onderneming die bestuursorde duidelik aan die werkers bekend gemaak. Hy het sy seun as hoof oor die hele besigheid aangestel en verklaar dat alle sake, vrae en behoeftes deur hom hanteer moet word. Nou die werkers is opdrag gegee om hom te raadpleeg, want hy ken die onderneming volkome en hy dra die volle gesag van die vader. Daar was egter ook 'n ander seun gewees in hierdie onderneming. Alhoewel hy deel was van hierdie huishouding, het hy geen belangstelling in die werk of die visie van die vader gehad nie. Hy het nie die besigheid leer ken nie en tog het jaloesie in sy hart gegroei. Hy het hierdie posisie van die hoof begeer, nie uit liefde vir die onderneming nie, maar uit begeerte na mag en erkenning. Die vader het hom egter nie as hoof aangestel nie, omdat hy nie die hart, die getrouheid of die karakter van die vader gedeel het nie. Daarom het die vader die werkers ernstig gewaarsku om nie na hierdie jonger seun toe te gaan vir leiding of hulp nie. Hy het geweet dat jaloesie hom sou dryf om die hoof te ondermyn, die bestuur in diskrediet te bring en die ondernemingsskade te berokken. Sy doel sou nie wees om die besigheid te bou nie, maar om dit te laat misluk, sodat die ware hoof, sy broer, sleg sou lyk. En dit is wat die vader in die tuin van Eden gedoen het. Hy het die boom van die lewe oor Adam hulle aangestel. En so het die vader die hele besigheid aan die seun gegee. Daar was nie iemand hoër as die seun nie, net die vader self, en almal moet aan die seun antwoord. En die vader sê vir almal dat sy seun die hoof is, reg van die begin af, en sy seun kry die hoogste posisie in hierdie besigheid. Hoër as die vader self, want die pa is nou 'n silent partner, hy ontvang nou net die winste, die roem en die eer van die groot besigheid. En so verduidelik die vader sy seun, sy mag wat hy het oor die werkers en sê vir hom, sonder jou mag niemand sy hand of voet in hierdie hele maatskappy verroer nie. En dit is wat Yeshua bedoel het, dat alle mag in die hemel en op die aarde en onder die aarde aan Yeshua gegee was. Nou baie dink daardie eer was aan Yeshua gegee gewees, eers na sy foltering. Maar nee, hier sien ons soos ons voorheen gesien het, Johannes 17 vers 5 sê, dat Yeshua hierdie eer en heerlikheid gehad het voor die wêreld was. Dis voordat die maatskappy begin het, het die Vader hom die eer en heerlikheid gegee en geweet, hy begin die besigheid vir hom en tot hom en vir niemand anderste nie. En so het die Vader afgetree en op reis gegaan en alles in die seun se bekwame hande geplaas. Maar nou steur die mense hulle nie aan hierdie seun nie en hulle sien net die Vader as hoof van die besigheid en ontken die seun se gesag. Nou gaan hulle en skakel en stuur WhatsApps na die Vader en vra raad van die Vader terwyl hy op reis is. En so antwoord die Vader nie hulle oproepe of WhatsApp boodskappe nie, want hy is op reis. Daar is nie sy nie en hy wil ook nie met hulle praat nie, want hy is afgetree. Dit is nou sy seun se besigheid en soos Farao die mense na Josef verwys het, raak die Vader nou omgekrap met hulle en sê soos Farao dat hulle na Josef toe moet gaan en na Josef moet luister. Nou die kere wat die Vader in die hemel uitgespreek het, het hy elke keer die volk een ding bevel. Hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Luister na hom. Nou sien ons vandag dat Jakob en ander mense so geheg is aan 'n naam en altyd die regte naam wil weet. Hulle is so erg dat as jy nie eers die korrekte uitspraak van die tetragram Jod-Hê-Wav-Hê presies uitspreek nie, is jy as verlore beskou. Soms word jy ook as 'n Satan of 'n afgodendienaar uitgekry, net oor die uitspreek van 'n naam. Yeshua sê, hy het gekom in die naam van die Vader en hy sê ook dat hy die Vader se naam aan ons bekend gemaak het. Nou waar het hy al ooit gesê dat sy pa se naam Jod-Hê-Wav-Hê Jahwe is? Nêrens nie. So hoe het hy sy Vader se naam aan ons bekend gemaak? Omdat ons so geplaas is oor 'n naam, nou soek ons 'n naam, maar die betekenis van die woord naam beteken 'n merk, 'n gedenkteken van individualiteit.
By implikasie, eer, gesag, karakter en byna heel laaste sien ons eers die naam. Het Yeshua Vader se karakter aan ons bekend gemaak? Ja, hy het ons van die Vader geleer en hy het die hemelse rangorde aan ons bekend gemaak. Ja, hy het gesê die Vader is groter as hy en hy gee die Vader die eer daarvoor. Alhoewel hy in die gestalte van die Vader was, het hy hom steeds nie aan die Vader gelykgestel nie. En soos ons in die Openbaring van Enoch 11 vers 9 tot 13 gesien het, was Yeshua se troon hoër as die Vader se geplaas gewees. Maar steeds het hy hom nederig gehou en die Vader al die eer gegee. Nou wat beteken dit nou eintlik as Yeshua sê, hy het gekom in die naam van die Vader, en wat beteken dit as die Vader hom gestuur het? Nou baie van my studiestukke van die Godheid het ek al op baie verskeie plekke en vandag ook gewys dat die Vader alles aan Yeshua gegee het. Dus het hy hierdie besigheid aan Yeshua gegee. Nou is die Vader op reis. Yeshua is in beheer van hierdie besigheid. Nou in die mag en die autoriteit en die gesag wat die Vader hom gegee het, kom hy nou en bestuur hierdie besigheid. Nou kom hy by die werkers wat hom dalk nie ken nie. En hy sê nou vir hulle dat die Vader hom aangestel het as hoof oor hulle. Hy is die baas van Abraham, Isak en Jakob en hy stel hom aan hulle bekend. Want dit is die gesag wat hy van die Vader gekry het. Dus kom hy in die naam, die karakter, die gesag en die rangorde wat aan hom gegee was en eers nou as hoof, as koning oor hierdie besigheid. Maar die werkers van die fabriek eer nie die seun nie en hulle gaan na die Vader toe. En die Vader sien hulle eer nie die seun se heerskappy nie, dus ignoreer hy hulle boodskappe en kry nie enige woord van die Vader af nie. En nou begin hulle raad vra by die ander broer. Klink amper so Saul toe hy hom gewend het na die heks van Endor. Wow, en hulle is verbaas met sy kennis en alles klink so goed en wel. Stel hulle nou 'n ander hoër as die ware een in bevel? Ja, hulle doen. Dus bring hulle nou 'n ander voor hom waar die Vader self gesê het, die seun is hulle hoof. Maar toe hulle aan die masjiene begin werk het en nie behoorlik die masjiene afgesluit het nie, kom die masjien eers skielik aan. Een man word in die masjien ingeruk en hy sterf en die ander een verloor sy vingers en nou blameer hulle alles op die seun wat as hoof aangestel was. Nou valse aanklagte word in die seun ingebring en hy word toegesluit en die besigheid word toegemaak en almal sit sonder werk. En die ander broer verlustig homself in alles wat hy veroorsaak het, want hy het geslaag daarin om sy broer in die swak lig te stel. Nou wat dink julle sal die landbouer of in die geval die vader van hierdie besigheid doen as hy terugkom? Die werkers moes in eenheid met die seun gewerk het en so sou hulle in eenheid met die vader gewees het. Maar ander het die vader bemoei en geplaag terwyl hy op reis was en ander het weer 'n ander hoof bo die seun aangestel en die seun se heerskappy verag. Nou volgens die skrif, wat dink julle sal die vader van die maatskappy doen met die werkers wat die seun se mag, gesag en heerskappy en koningskap verag het en hom uit die weg geruim het? Interessant, antwoord die owerpriesters eintlik vir Yeshua hierdie vraag en hulle sê vir hom hierso in Matteus 21 vers 41, daai slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan 'n ander landbouer wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Dis sien ons hier dat die Vader self die bloedwreker sal wees oor die bloed van sy onskuldige seun en ander diensknegte. En hy sê vir sy seun Yeshua, wat altyd aan sy regterhand sit. Hy sê hy sit aan my regterhand totdat ek jou, dit wil sê Yeshua se vyande maak 'n voetbank van jou, Yeshua se voete, sodat hy sy amp as ewige koning kan uitvoer wat van die begin af aan hom gegee was. En hierdie mense sal nou na jou luister, die wat weier sal voor jou voete doodgeslaan word. Dit wil sê die Vader kom herstel hierdie rangorde in hierdie besigheid en hy wys vir hulle, sê, hierdie is die seun wat julle moes gedien het. En die wat nou nie wou gedien het, sal hy afdank en wegjaag soos 'n hond, want hulle wou nie hierdie seun se heerskappy aanvaar het nie. Die Vader het Adam en Eva hulle verbind met Yeshua, die boom van die lewe, maar hulle verwerp sy heerskappy. Yeshua daal neer en hy sluit 'n verbond op die berg van Sinaï, maar hulle ken nie hom nie en hulle kan nie sy koms verdra nie, soos hierdie engel van die verbond in Malagi 3 vers 1 tot 4. En hulle sê Moses moet hulle middelaar wees en hulle kies vir Moshe as middelaar. Yeshua is hulle koning, maar hulle soek 'n menslike koning soos die ander volke en hierdie selfde koning se koningskap word verag.
Yeshua, hulle koning kom in die vlees en hulle kies die keiser as hulle koning en hulle laat Barabbas vry en maak Yeshua dood. En so het Yeshua baie vyande wat nie wil hê hy moet oor hulle heers nie. Nou sal die landbouer, die Vader self kom en Yeshua se vyande 'n voetbank maak vir Yeshua se voete, want die raadsplan van die Vader was al van die begin af dat Yeshua as hoof, as koning oor alles en almal aangestel moet wees. Maar ons eer nie die Vader se raadsplan nie en ons sê dat die Vader ons hoof is, waar die Vader self sê, luister na my seun, ek verbind jou met my seun, ek het hom oor alles aangestel. Hy kom na julle as koning in my gesag, want ek het hom oor julle aangestel. En dit is wat dit beteken as Yeshua sê, hy kom in die naam van die Vader, want hy is aangestel deur die Vader oor ons en oor alles. Alles en almal in die hemel, op die aarde en onder die aarde behoort aan hom. En dit het die Vader behaag om alles en almal aan Yeshua te gee. En kyk wat sê Paulus hier in Kolossense 1 vers 18 tot 19. Hy erken dat Yeshua let wel die hoof is van die gemeente. Dit wil sê van die volk. En dan sien ons ook, hy wat die begin is. Dit wil sê, hy, Yeshua, was in die begin die eerste van die skepping. Die lig wat die eerste ontstaan het in die begin en oor alles aangestel was. En omdat hy die eerste was, het hy ook die eerstgeborene uit die dode geword, sodat hy in alles eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die hele, let wel die hele volheid woon. Maar ons verag hom, sy godheid, sy heerlikheid en sy eer, en ons stel ons gelyk aan Yeshua, en sê, hy is ons broer. Ons is ook gode, soos Moshe Elohim was, maar ons besef nie, hy is ons hoof, hy is bo ons en oor alles aangestel. Al die eer en heerlikheid is aan hom gegee en die Vader sal sy eer aan geen ander gee behalwe aan hom nie. En dan bevestig Paulus Yeshua se heerskappy weer en hy sê dat let wel die Vader Yeshua laat sit het aan sy regterhand in die hemel. En Yeshua bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy aangestel het. En kyk mooi, en hy het alles onder sy voete onderwerp en hom as hoof oor alles aan die gemeente gegee. En dit is presies wat die Openbaring van Henog sê. Dit sê hy is 'n fondament vir die hoordinge en bo kan die lig is daar niks nie. Dis het die Vader Yeshua se vyande 'n voetbank gemaak vir Yeshua se voete en Yeshua as hoof weer eens oor almal aangestel, tot oor die wat hom nie as hoof oor hulle wou aanvaar het nie. En soos mense hulle self nou gelykstel aan Yeshua en beweer dat Yeshua net ons broer is, word daar ook nou twyfel gesaai dat Yeshua nie alleen die seun van die mens is nie, en dat hierdie stelling herbesin moet word. Nou Daniël 7 vers 13 tot 14 sê, al die volke, nasies en tale sal hom Yeshua die seun van die mens dien. En let wel, hy kom met die wolke. En Yeshua bevestig self dat hy die seun van die mens is. Nou interessant, Yeshua gebruik die titel seun van die mens vir homself meer as 80 keer in die Nuwe Testament. En hy beweer self dat hy die seun van die mens is, wat aan die Vader se regterhand sit. En toe word die hoofpriesters kwaad en sê, hy praat godslasterlik en verdien die dood. Nou niks het vandag verander nie. Mense steeds erken nie Yeshua se goddelikheid nie, en die wat Yeshua se goddelikheid vandag verkondig, word as valse profete, misleiers, dwaalleraars en verleiers bestempel. En in plaas dat hulle vandag die dood verdien, word die mense as dood in hulle oë beskou, en hulle sny hulle van hulle af, en die vriendskapbande wat daar was, is daar nie meer nie. Gaan ons Yeshua se koningskap oor ons aanvaar en besef dat hy nie verander het nie, en dat hy van die begin af al koning was, die boom van die lewe wat aan ons gegee is. Gaan ons aan hom aangryp as ons man, of gaan ons met ons Vader trou, terwyl die Vader hom Yeshua aan ons gegee het as man? Erken die Vader se gesag wat hy oor ons aangestel het, eer die Vader om na die Seun te luister en hom aan te hang, en so sal die Vader se koninkryk tot jou toe kom, want jy sal die koninkryk vind en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. En al die skrifte, apokriewe boeke, Paulus en die profete sal vir jou oopgaan, en jy sal sien dat al die skrifte na die koning Yeshua verwys. Maar as hy nog nie jou verstand geopen het nie, dan sal jy dit nie besef nie. Yeshua is net vir die kinders van die koninkryk geopenbaar, nie aan die wyse en verstandige mense nie. Die Vader self het Yeshua verberg,
vir die wyse en die verstandige mense. En in Matteus 11 vers 27 sê hy weer eens dat die Vader alles aan hom gegee het. En so ken niemand die Seun nie, behalwe net die Vader. Dis as ons nie die Seun erken nie, sal hy homself nie aan ons openbaar nie. As ons na hom kom, dan kry ons die rus, want hy is die meester van die Sabbat. En let wel, ons moet van wie leer? Van hom, en sodoende sal ons sien sy juk is lig en sy las is sag. Want die hele skrif gaan net oor hom. Laat die wat kan hoor, en die wat kan sien sal sien, en die koninkryk en sy geregtigheid vind. Shalom, mag jy 'n geseënde dag hê.